Slegte maniere, Galasiërs 2. Van kleins af en al probeer om maar woelige kroos goeie maniere te leer. Sommer gou het hulle wêreldwys geword en alles begin bevraagteken met die een woord gesprekstopper. Hoekom? As tieners het hulle gou geleer om reëls letterlik te interpreteer. For goodness sake, eat with your mouth closed. Okay, but how do I get the food in? Ek wonder hoe sou dit 'n generasie gelede gelyk het, as kinders met hulle fone tafel toe gekom het. Deesdae is dit so algemeen dat selfs pa en ma hulle fone byderhand het en gereed is om iets te Google. Waar is die goeie ou dae wat ons nog met mekaar gepraat het aan tafel, in plaas daarvan om in 'n virtuele wêreld te leef, wat nie 'n minuut sonder ons aandag kan klaarkom nie. Miskien is dit die ouers wat vir die kinders die voorbeeld stel van wat nou eintlik belangrik is in die lewe. How are the children supposed to learn any manners if they see you eating like that? Moenie doen wat ek doen nie, doen wat ek sê, het ek dikwels gehoor as kind. Ongelukkig gee die ouerlike voorbeeld die pas aan, sodat tafelmaniere maar ligtelik opgevat word. Kinders interpreteer maniere as daardie geluide wat jy nie veronderstel is om te maak terwyl jy eet nie. Baie van ons maak deesdae gebruik van Alexa om vir ons sekere taakies te doen, maar ek is seker daar's baie raad en voorskrifte wat gerieflik geïgnoreer of bevraagteken word. If you don't sit up straight, remove your hat at the table and eat your veggies, I'll disable your apps. Ek wonder of Alexa meer suksesvol as ma of ouma sou wees. Van kleins af probeer ouers kinders goeie maniere inprent, veral in openbaar, sodat hulle daarom nie te sleg lyk as ouers nie. People come to the park to relax. If you want to run wild, yelling your head off, wait until we're at a nice restaurant, is die pa se raad. Het jy geweet dat goeie maniere jou langer kan laat lewe? After you, no, I insist, after you. Elke kultuur en huishouding het hulle eie idees van wat goeie maniere behels. Ja, jy kan baie boeke oor etiket lees, maar dis maar redelik kultuurgebonde. Vandag lees ons 'n vreemde teks, wat iets vertel van Bybelse kultuur, wat in ons tyd irrelevant mag klink. Dis maklik om daaroor te lees en te mis wat hier aan die gebeur is. Galasiërs 2 vers 11. 'n Ruk later, toe ek saam met Barnabas hulle in die stad Antiochië gewerk het, het Petrus ook soontoe gekom. Daar moes ek hom voor almal aanspreek, omdat hy verkeerd opgetree het. Kom ek vertel julle gou wat gebeur het. Toe Petrus daar in Antiochië was, het hy heeltyd saam met die nie-Joodse gelowiges geëet, wat ook deel van die gemeente was, totdat 'n klompie Joodse gelowiges in die gemeente aangekom het. Hulle was aanhangers van Jakobus, een van die leiers van die kerk in Jerusalem. Hierdie manne het steeds die besnydenis voorgestaan. Toe hulle daar opdaag, het Petrus skielik opgehou om saam met nie-Joodse gelowiges te eet. Hy het dit gedoen omdat hy bang was oor wat hulle sou sê as hulle sien dat hy nie meer die Joodse reëls oor rein en onrein kos gehoorsaam nie. Ongelukkig het Petrus die ander Joodse gelowiges beïnvloed om net soos hy te maak. Die uiteinde, kort voor lank het al die Joodse gelowiges eenkant gesit en eet, en al die ander gelowiges op hulle eie. Selfs Barnabas, saam met wie ek daar in die kerk in Antiochië gewerk het, is deur hierdie skynheiligheid meegevoer. Toe ek sien dat die gelowiges nie meer leef volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek ingegryp. Ek het Petrus daarvoor almal vasgevat. Jy wat 'n Jood is, leef lankal nie meer soos 'n Jood nie. Wie gee jou dan die reg om mense wat nie Jode is nie te dwing, om nou skielik allerhande nuttelose Joodse gebruike na te kom? Ons storie speel af in Antiochië, 'n besige kosmopolitaanse sentrum noord van Israel in die provinsie van Sirië. Dele van hierdie ou stad is vandag nog sigbaar en word deur toeriste snuif getrap. Die moderne stad van Antiochië val vandag in Turkye en word Antakya genoem. Die streek het veral bekend geword 'n jaar of 2 gelede toe aardbewings die distrik getref het en baie mense haweloos agtergelaat is. Sommer gou het gebleik dat noodleniging maar baie beperk is, veral omdat daar soveel Syriese vlugtelinge is wat daar gewoon het. Nadat hulle alles in Syrië verloor het, het hulle weer 'n keer alles verloor tydens die aardbewing en die kortste strooitjie getrek in terme van internasionale hulp.
Die ruïnes van antieke gebou het mens daaraan herinner dat min dinge staande bly teen die kragte van die natuur en tyd. Ja, daar is nog dele van die ou stad sigbaar en toeriste kan die hoope antieke klippe gaan besigtig. Duidelik was Antiochië 'n groot stad in die destydse Romeinse ryk, as ook 'n vroeë sentrum van die Christendom. Alhoewel dit 'n groot Joodse populasie gehad het, was die meerderheid van die mense in Antiochië heidene, oftewel nie Jode. Ons onthou nog toe die eerste sendelinge van Antiochië gestuur is in Handelinge 13. Paulus en Barnabas is afgevaardig deur die kerk in Antiochië om die evangelie op ander plekke te gaan versprei. Duidelik was daar twee groepe bekeerlinge wat saamgevoeg is in een plaaslike kerk. Daar was die Jode wat besny was, groot geword het onder die wet van Moses, maar nou tot geloof in Christus gekom het. Dan was daar die heidene, wat nie besny is nie, wat in heidense godsdienste groot geword het, maar ook tot geloof gekom het in Jesus Christus. Hierdie twee groepe het oor die algemeen heel goed klaargekom met mekaar. Die gelowiges van Joodse en heidense afkoms was lief vir mekaar en het mekaar se geselskap geniet ten spyte daarvan dat hulle vanuit sulke verskillende agtergronde gekom het. Hulle het selfs hulle ete saam genuttig. Vir die bekeerling uit die Jodendom was dit 'n groot stap, want dit sou beteken om die kosher wette van hulle kinderjare te ignoreer. Eendag het die apostel Petrus die stad kom besoek. Kan jy jouself die prentjie voorstel van watter opskudding dit sou veroorsaak? Dis die Petrus wat op die water geloop het. Dis die Petrus wat persoonlik deur Jesus geroep is. En dis die Petrus wat gesien het hoe Jesus vir Lazarus uit die dood opwek. En dis die Petrus wat gesê het, selfs al moet ek ook sterwe, sal ek u nooit in die steek laat nie. Maar toe dieselfde nag nog 3-maal ontken, dat hy een van Jesus se volgelinge was. Dis die Petrus wat gehardloop het na die leë graf op Paasondag. Dis die Petrus wat oorboord gespring het toe hulle in 'n bonatuurlike klomp vis gevang het, net om by die opgestane Jesus te kom wat op die strand gestaan en wag het. Dis die Petrus wat 3000 mense tot bekering sien kom het op Pinksterdag, nadat hy sy eerste preek gelewer het. En dis die Petrus wat deur Jesus rots genoem is. Hy het al die pad van Jerusalem gekom na Antiochië om die gelowiges daar te kom besoek. Ek is seker die skaars het om hom saamgedrom en met vol aandag geluister na al sy stories. Wat Petrus in Antiochië gesien het, het hom verbaas en bly gemaak. Hy het gesien hoe Jode en heidene saam aanbid in een kerk, dieselfde liedere sing, saam lag, saam werk, saam bid, ja selfs saam eet. Niks soos dit het nog in Jerusalem gebeur nie. Die Jerusalem kerk was nog grotendeels Joods. Maar hier in Antiochië was dit 'n pers van 'n ander kleur. Dinge was anders hier. Petrus het daarvan gehou en aangesluit by sy nuwe broers en susters. Hy het met vreugde sy etes geëet saam met diegene wat eertydse heidene was, maar nou sy broers in Christus geword het. Hulle was lief vir hom en hy vir hulle. Vir hom was dit soos die liggaam van Christus behoort te lyk en te funksioneer. Maar toe eendag kom daar ander mense aan, wat alles versuur, wat die appelkar kom omgooi. Hulle gee voor dat hulle gestuur is deur Jakobus, die leier apostel van Jerusalem. Hulle was op iets soos 'n inspeksietoer. Miskien het hulle gehoor van wat alles in Antiochië aan die gang was, en wou hulle hierdie kulturele gemengery stopsit. Wat hulle daar gesien het, het hulle omtrent die aapstype gegee. Hulle het gesien hoe besnyde Jode eet saam met onbesnyde heidene. Hulle het gesien hoe Joodse gelowiges hulle kosher wette vanuit die Ou Testament verontagsaam. En tot hulle uiterste verbasing het hulle gesien hoe selfs die apostel Petrus openlik eet saam met hierdie onbesnyde heidene. Die hele prentjie het hulle dwars van die krop gesteek. Dit het hulle baie ontstel, want dit het ingedruis teen alles wat hulle geleer is om te glo, daar in Jerusalem. Uiteindelik bars die bom en begin die moeilikheid. Ek kan myself voorstel hoe hulle na Petrus toe gekom het met beswaarde gemoedere. Broer Petrus, ons weet jy bedoel goed, maar ons is almal geskok dat jy so gou jou Joodse agtergrond en erfenis prysgegee het. Skaam jy jou nie? Weet jy nie wat God wil hê dat alle mans besny moet word nie? Het jy vergeet dat selfs Jesus besny is? Beteken dit daar niks vir jou nie? Jy is nou besig om 'n vreeslike swak voorbeeld te stel vir die res. Selfs ons Joodse kinders wil nie meer besny word nie.
Wat jy gedoen het is verkeerd. Jy moet dadelik ophou om saam met daardie heidene te eet. Gaan bly eerder by jou eie mense. Sonder jou af by die Joodse gelowiges. Wees apart. Vir een of ander rede het Petrus ingegee onder hierdie aanslag van beskuldigings en begin twyfel. Hy het opgehou om te eet saam met sy heidense broers en susters. Ek kan dink op verskeie maniere hoe hy dit vir hulle probeer verduidelik het. Julle weet mos ek is lief vir julle. Hierdie apartheid is net totdat hierdie besoekers weer die dorp verlaat het. God ken mos my hart. Hulle het soveel druk op my gesit dat ek iets moes doen. In sy hart het hy seker geweet dat hy verkeerd was, maar hy het dit in elk geval gedoen. Dis hoekom Paulus hom aangekla het van skynheiligheid. Die woord beteken letterlik om iets voor te gee wat nie so is nie. Petrus het homself onttrek van die heidense gelowiges uit vrees vir die manne wat vanaf Jakobus en die Jerusalem kerk gekom het. Dit was waarskynlik 'n redelike spektakel om te sien hoe hierdie vrymoedige apostel sy vryheid opgegee het, net om hierdie besoekers te paai en tevrede te stel. Mens kan oor die hele verhaal die woorde van Spreuke 29 skryf. Die vrees vir mense word 'n valstrik, maar wie op die Here vertrou, word beskerm. Petrus het gevrees wat hierdie manne volgende gaan doen. Dis het hy sy oortuigingsprys gegee, kompromie aangegaan, alhoewel hy geweet het dit was verkeerd. Die ergste van alles was dat ander Joodse Christene sy voorbeeld gevolg het. Selfs Barnabas is meegesleur deur hierdie skynheiligheid. Geestelike leiers sondig nooit alleen nie. Hulle sleep altyd ander met hulle saam. Dit kon ook so gebeur het. Toe almal die woensdag aand by mekaar gekom het vir aandete, het die Joodse gelowiges saam tou gestaan by die kosbakke. Toe vat hulle vol borde en vertrek almal na die erfeniskamer. Hulle het seker 'n bordjie daar opgesit wat sê slegs Jode toegelaat, kosher eetes. Dit beteken dat die heidense gelowiges in 'n ander kamer moes saam eet. Dit was nie moeilik om te sien waar dit alles sou heen lei nie. Gou het jy 2 kerke onder een dak gehad, 2 groepe wat niks met mekaar te doen wou hê nie, en uiteindelik 2 groepe wat nie meer van mekaar gehou het nie. Van nou af is ons apart, op ons eie. Die ene groep het verhewe gevoel bo die ander groep, hulle self gesien as beter as die ander groep. Alles omdat Petrus gevou het onder groepsdruk. Apartheid is duisende jare oud en niks nuuts onder die son nie. Miskien is dit reg om op hierdie punt 'n vraag te vra. Wat was nou die eintlike groot probleem hierso? Wat was die olifant in die kamer? Waar in die Nuwe Testament vertel het vir jou wat jy moet eet, of waar jy moet eet, of met wie jy mee moet saam eet? Die antwoord is, nêrens nie. Eet wat jy wil, wanneer jy wil, waar jy wil, en jy is vry om selfs die mense aan jou tafel te kies. As jy wil eet by McDonald's, gaan voort. As jy 'n spoggerige restaurant sou verkies, met fyn linne en porselein van China, geniet dit. Ons het perfekte vryheid aangaande waar ons kan eet, wat ons kan eet en met wie ons 'n maaltyd wil deel. Die Nuwe Testament het geen reëls in hierdie terrein neergelê nie, maar dit bring wel ander vrae na vore. Wat is verkeerd daarmee as Joodse Christene saam wil eet met nie-Joodse Christene? Niks nie. Of as gelowiges uit 'n heidense agtergrond saam met ander gelowiges eet? Ook niks nie. Wat is verkeerd daarmee om vriende oor te nooi vir 'n piknik op geloftedag? Niks. Wat is verkeerd daarmee as jy 'n partytjie rondom braaivleis reël met jou rugbypelle? Ook niks. Maar kom ons vat dit 'n stapie verder. Is dit oukei vir Japaneese om te wil eet saam met ander Japaneese? Is dit oukei vir Libanese om te wil eet saam met ander Libanese? Is dit oukei vir Kaapenaars om te wil uithang met ander vriende van Kaapstad? Wat van Koreane? Kan hulle maar saam met ander Koreane saam eet en tyd spandeer? Wat van metodiste? Is dit oukei as hulle sosialiseer met ander metodiste? As jy 'n voortrekker aanhanger is dit oukei as jy ander voortrekkertjies oornooi vir 'n groot ete? Natuurlik is dit oukei. Veronderstel ons het 'n paar Nigeriese Christene hier. Sal dit oukei wees as hulle saam sit tydens 'n kerkete? Wat van die Luterane? Sal dit oukei wees as hulle verkies om aan dieselfde tafel te sit? En wat van die Baptiste? Sal dit oukei vir hulle wees om saam te wil uithang, in groepies te gesels en hulle ete saam met mekaar te geniet?
Wat van ryk mense, sal dit oké wees as hulle eie sonnaskoolklas het, waar hulle mekaar se geselskap kan geniet. Ons is almal stam- en kultuurgebonde, nie waar nie? Sonder om daaroor te dink, soek ons die geselskap op van mense wat soos ons is. Dit kan bepaal word deur nasionaliteit, familieagtergrond, kultuur, taal, velkleur, waar jy vandaan kom, jou voorkeure vir 'n sportspan soos die Sharks of WP, sosiale agtergrond, waar jy leef, jou nettowaarde, jou aksent en nog honderde ander verskille. Ons voel meer op ons gemak saam met mense met wie ons een of ander band het of 'n brug mee kan bou. So wat was die big deal dan hierso in Antiochië? Sou dit verkeerd wees vir die Joodse Christene om saam te eet met hulle Joodse besoekers? Of sou dit verkeerd wees as heidense gelowiges saam met ander mense van heidense agtergrond wil saam eet? Waar staan dit dat ons in elk geval almal moet saam eet? Nêrens nie. Die Bybel vertel nie vir ons hoe ons moet lyk of aantrek of dat ons almal dieselfde taal moet praat of dieselfde kulturele agtergrond moet deel nie. Verseker skryf dit nie voor dat ons almal van dieselfde kos moet hou of dat ons heeltyd moet saam eet nie. Daardie dinge is altyd sekondêr vir ons dieper band wat ons saambind, naamlik ons geloof in Christus. Dit is nie verkeerd vir Joodse Christene om saam te eet met ander Joodse Christene nie. Maar dis verkeerd vir Joodse Christene om saam met ander Joodse Christene te eet as hulle die heidense gelowiges uitsny of verbied om saam met hulle te eet. Dis oké vir Suid-Afrikaners om saam te eet, maar dis verkeerd vir Suid-Afrikaners om saam te eet as hulle ander mense uitsny. Dis oké vir Koreaanse Christene om saam te eet, maar nie as hulle dit eksklusief wil doen deur Christene van Japan uit te sny nie. Dis heeltemal normaal vir Lutherane om saam uit te hang, maar nie as dit hulle broers en susters vanuit Methodiste of Baptiste agtergrond uitsny nie. Forceerde skeiding in die kerk is altyd 'n sonde en 'n skandaal wat ons getuienis aantas. Natuurlik is daar kerke wat spesiaal uitreik na Filipinos en Russe en Arabiere. Dis alles goed en wel. Ons verstaan dat as jy nie Tagalog kan praat nie, jy moeite gaan hê om jou plek te vind in die Filipino kerk. As jy nie Arabies kan verstaan nie, gaan jy sukkel om die liedere te sing in die Arabiese kerk. Jy gaan nie baie tuis voel in 'n Russiese kerk as hulle nie jou taal praat nie. Maar dis wanneer ons besluit dat ons net ons groep en ons tipe mense bymekaar wil hê en niks te doen wil hê met ander ware gelowiges in Christus nie. Dan is ons besig om die evangelie te verloon. Vir ons as expats wat hier in hierdie kerkkompleks bymekaar kom, is dit baie duidelik. Verskeie taalgroepe kom hier bymekaar en jy is vry om by enige van die ander 50 dienste in te stap en daaraan deel te neem. Niemand gaan jou wegjaag omdat jy Suid-Afrikaner is nie. Maar jy kan dalk wel sukkel om tuis te voel omdat jy niks verstaan nie. Party van julle kan dalk nog onthou toe 'n klompie gelowiges van Fiji ons Afrikaanse kerk kom bywoon het, omdat dit hulle herinner het aan hoe hulle tuis kerk gehou het. Maar hulle het niks verstaan nie. Selfs al was dit gewoontes en tradisies wat soortgelyk was. Uiteindelik het hulle 'n eie groep gevorm waar hulle in hulle eie taal kon ontmoet en geestelik groei. Net soos daar 'n Engelse gemeente langs aan hierso, waar verskeie Suid-Afrikaners tuis voel, omdat hulle dit verkies om in Engels geestelik te groei. Daar is absoluut niks verkeerd daarmee nie. Vir baie expat gelowiges wat hier aankom, is dit moeilik om 'n kerk te vind waar hulle tuis voel. Nie een van die kerke is soos dit waarin hulle gewoond was in hulle tuisland nie. En baie van ons wat verhuis terug na Suid-Afrika sit met dieselfde dilemma. Die kerke daar is anders as die kerk hier, waarin ons gewoond geraak het. Natuurlik is almal welkom, maar nie almal gaan welkom voel nie. Gewoonlik wil ons mense hê wat sal inpas by die groep wat ons reeds in die kerk het. Dis nie oral so maklik nie. As jy eers in 'n paar lande gewerk het, sal jy weet hoe moeilik dit is om 'n kerk te vind waar jy waarlik tuis kan voel, welkom voel, deel voel. Jy sal weet hoe lank dit vir jou gevat het om deel te voel van hierdie kerk. En nou vertel hoe hy een keer 'n nuwe kerk besoek het, maar wat hoofsaaklik bestaan het uit families met jong kinders. Hy het in die ingangsportaal gestaan vir omtrent 10 minute, terwyl die mense rondom hom gemaal het. Niemand het enige aandag aan hom gegee nie. Hy sou selfs 'n tent kon opslaan daar in die voorportaal en niemand sou dit agterkom nie. Hy was onsigbaar vir die mense,
want hy het nie ingepas by hulle demografie nie. Min kerke het programme vir afgetrede mense, wie se kinders al lank al die huis verlaat het. En baie mense daardie oggend het om hom geloop, maar niemand het hom raak gesien nie, want hy was te oud. Dit is nie verkeerd om tyd te spandeer met jou mense nie, of jou ouderdomsgroep nie, of jou vriende by die kerk nie. Maar jy moet wel versigtig wees om nie onbewuslike boodskap uit te besyn wat sê, julle ander is nie welkom hier nie. Mense wat nie is in 'n kerk, of vir eerste keer daar inkom, is gou om daardie tekens te lees, terwyl die res van die kerk nie eens bewus is daarvan, dat hulle daardie boodskap uitbasyn nie. Ek onthou hoe ons een keer 'n kerk besoek het in Suid-Afrika. My vrou het die predikantse vrou oortuig om haar Arabiese uitrusting aan te trek en dan in haar kerk in te loop, net om te sien wat die mense se reaksie is. Sy het die swart gewade aangetrek en stadig reg tot voor in die kerk geloop en daar in die eerste bank gesit. Die hele gemeente het onrustig gefluister en ongemaklik rondgeskuif en niks van die preek gehoor nie. Wat doen daai indringer hier? Na die tyd vertel sy dat niemand met haar kom praat het nie. Sy het nog nooit so onwelkom in haar eie gemeente gevoel as toe sy daardie swart gewaad aangehad het nie. Paulus' reaksie op die probleem in Antiochië is beslissend. Hy het gesien dat hulle nie opgetree het in lyn met die waarheid van die evangelie nie. Die Griekse woord vir daardie optrede is orthopodio, waar ons woord ortopedies vandaan kom. Paulus het Petrus se skynheiligheid gesien as 'n kompromie met die res van die Bybelse boodskap. Deur homself te onttrek van die heidense gelowiges onder daardie omstandighede, het die waarheid vertrap, dat alle gelowiges een is in Christus. Dit het twee klasse van Christene geskep in die kerk, en geïmpliseer dat een klas gelowiges, naamlik die Joodse Christene, verhewe en superieur was teenoor die ander klas, die heidense gelowiges. Paulus het drastiese stappe geneem omdat die evangelie self in die weegskaal was. Die waarheid is voor sy oë vertrap. So wat het hierdie antieke kerkkonflik te doen met ons vandag? Lyk dit asof Paulus 'n berg van 'n molsoep probeer maak het? Wie gee om wat gebeur het tydens 'n kerkete of 'n potluck? Duidelik het Paulus omgegee, want hy het verstaan dat die evangelie ons optrede beïnvloed, hoe ons ander gelowiges hanteer wat nie soos ons is nie. Dit was ja evangelie waarheid wat gelei het dat Paulus vir Petrus gekonfronteer het in die eerste plek. As ons aan onsself oorgelaat sou word, sou ons altyd ons vriende kies bo mense wat ons nie ken nie. Ons sal altyd mense wat ons ken kies bo Christene van ander kulture. Dis maar net soos ons is. Ons het 'n inspuiting van God se liefde nodig, om ons meer oop te maak in ons vriendskappe, oop te maak in ons kerke, en selfs op 'n Saterdagmôre om nuwe mense te verwelkom, selfs al pas hulle nog nie in by ons demografie of denominasie of spesifieke teikengroep nie. Slegs deur 'n inspuiting van God se liefde kan ons die natuurlike impuls van stamvoorkeure oorkom, wat ons verdeel in 1000 splintergroepe wat met mekaar meeding. Miskien is die beste toepassing om uit te reik oor al die grense heen na die ander expat gelowiges, wat ook saam met ons byeenkom op hierdie kerkkompleks. Om vriende te maak met 'n Christen wat nie ons kerk bywoon nie, en nie deel is van jou groep nie, wat sou gebeur as jy oor die rassegrense of kulturele grense beweeg, om iemand wat pas aangekom het te nooi na jou huis toe? Wie weet, jy mag dalk ontdek dat ten spyte van al die verskille, julle eenheid in Christus alle grense oortref. Wat bedoel ons as ons sê, almal is welkom? Bedoel ons dit regtig? Selfs al kom hulle vanaf 'n ander denominasie as jy? Selfs al skree hulle vir die opposisie se sportspan? Selfs al lyk hulle anders as jy? Selfs al hou jy nie van hulle kos of eetgewoontes nie? Is hulle nog welkom as jou broer en suster in die Here? Het jy plek vir medegelowiges van ander kulture en denominasies in jou lewe? Indien nie, gaan die hemel ietwat van 'n verrassing vir jou wees. Onthou, ons praat nou nie hier omtrent kompromie aangaan met die evangelie nie. Ons kerke behoort so wyd oop te wees as die liefde van God, en so nou as die waarheid van God. Waarheid en liefde. Ons het beide nodig en ons kan nie dit bekostig om die een op te offer ter wille van die ander nie.
Hierdie gedeelte wys iets van 'n enorme spanning wat rus op alle geestelike leiers. Elke dominee en pastoor en priester het ons gebed nodig. Elke ouderling en diaken en kerkleier het ons gebed nodig. As ons gebede afskeep vir ons leiers, moet ons nie verbaas wees as hulle in sonde verval nie. As ons vergeet om te bid, moet ons nie wonder hoekom hulle so sukkel om ons te lei, soos hulle behoort te lei nie. As ons vergeet om vir hulle te bid, moet ons nie wonder hoekom ons kerke nie alles is wat het behoort te wees nie. Wanneer laas het jy vir jou geestelike leiers gebid? Paulus het vir mense gevra om vir hom te bid. As die groot apostel gebed nodig gehad het, hoeveel te meer nie die res van ons nie. Ons ken die storie van hoe koning Josafat gebid het in 2 Kronieke 20. Die Ammoniete en Moabiete het hulle bedreig met 'n groot weermag en was op pad na Jerusalem. Omdat daar so baie van hulle was en omdat hulle so goed gewapen was daar nie 'n kans dat die manne van Israel hulle ooit sou kon verslaan nie. Soos die invallers al nader gekom het die situasie al meer hopeloos begin lyk. Toe die koning uiteindelik 'n nasie-wye vas uitgeroep het manne van elke dorp en gehuggie in Israel na Jerusalem gekom om die Here se aangesig te soek. Toe het die koning opgestaan en hardop uitgeroep na die Here vir verlossing. Aan die einde van sy gebed het Josafat afgesluit met 'n eenvoudige belydenis. 2 Kronieke 20. God, sal U hulle stop asseblief? Ons kan niks teen so oormag doen nie. Ons weet nie wat om te doen nie, maar ons glo dat U ons sal help. God se antwoord het dadelik gekom deur 'n profeet wat die volk beveel het om stil te staan en te kyk na die redding van die Here. Die volgende dag het Josafat die manlike voorsangers die koor voor die weermag laat uitloop om die geveg mee aan te voer. Hulle het letterlik stilgestaan en gekyk hoe die Here verwarring onder hulle vyand instuur. Die Moabiete en Ammoniete het begin om mekaar dood te maak. Daar was 'n groot slagting wat gevolg is deur die plundering van hulle voorrade wat agtergebly het. Die storie eindig dan met die weermag wat byeenkom om die Here te prys, om dankie te sê aan God vir die oorwinning wat hy vir hulle gebring het. Een prediker het hierdie woorde van Josafat aangehaal tydens 'n byeenkoms van predikante by die Moody Bible Institute in Chicago. Ons weet nie wat om te doen nie, maar ons oë is op U gerig. Hy het dit vertaal na die volgende woorde. Here, ons is 'n klomp patetiese verloorders. En as U nie vir ons help nie, is dit bokvel toe met ons. Die spreker het verder verduidelik. Ek het agtergekom dat dit ons kerk se ware toestand is. Ons is maar net 'n klomp patetiese verloorders. En as God ons nie help nie, is dit neusie verby met ons. Dalk is dit 'n goeie naam vir 'n kerk, die kerk van patetiese verloorders. Sonder God se genade is ons almal maar 'n klomp patetiese verloorders. Sonder God staan ons nie 'n kans nie, het ons niks om aan te bied nie, en weet ons nie eens wat om volgende te doen nie. Partykeer dink ek, is God se grootste taak om sy kinders so ver te kry, dat hulle net kan besef hoe desperaat nodig hulle vir hom het. Watter talente ek ook al het, en watter goeie ding ek ook al in my lewe reg gekry het, dit kom alles van die Here af. Hy alleen verdien die krediet. Sonder die genade en ingrype van God is ons maar almal patetiese verloorders. Iemand het die verskil so opgesom. The winner is always part of the answer. The loser is always a part of the problem. The winner always has a program. The loser always has an excuse. The winner says, let me do that for you. The loser says, that's not my job. The winner sees an answer for every problem, and the loser sees a problem in every answer. The winner sees a green near every sand trap. The loser sees 2 or 3 sand traps near every green. The winner says, it may be difficult, but it's possible. The loser says, it may be possible, but it's too difficult. Winners are losers who got up and gave it one more try. In die koninkryk van God is die waardes van die wêreld omgekeer. Ons word gebreinspoel deur die wêreld en selfhelpgurus om uit te styg bo ander, om wenners te wees ten alle koste. Maar Jesus sien dinge op 'n ander manier. In Markus 8 vers 35 sê hy, as jy net vir jouself wil lewe, sal jy uiteindelik jou lewe vir ewig verloor. As jy egter bereid is om alles wat ek vra vir my te gee,
al is dit ook jou lewe, sal jy uiteindelik jou lewe vir ewig bou. Jy moet die keuse doen. Is ons regtig patetiese verloorders? Ja, en ons weet nie eens die helfte nie. Ons behoort te bid vir mekaar, en ons behoort te bid vir ons leiers. Sonder die genade van God is ons almal maar patetiese verloorders. Daar is geen uitsonderings nie. Wanneer 'n klomp patetiese verloorders saam koek om die Here se aangesig te soek, dan word die Rooi See in twee gekloof, die mure tuimel in en die vyand word verslaan en die kerk beweeg voort om die glorie van God te verkondig. Ons word fyn dopgehou deur die ongelowiges, en met die Here se genade kan ons waardige getuies vir hom wees, deur hoe ons mekaar hanteer en lief hê. Hulle soek na mense wat anders as hulle is. The world doesn't learn about God by watching Christian movies. The world learns about God by watching Christians. Here, ons erken dat ons nogal goed is met droogmaak. Dit is so maklik om net op ons eie behoeftes te fokus, in plaas daarvan om by uitkyk te wees vir mekaar en ander. Help ons om nie kompromie aan te gaan met ons geloof nie, maar om die volheid te dien in vryheid. Laat die wêreld sien dat ons die disippels is deur te kyk na die liefde wat daar onder ons is. Laat die liefde in ons harte daagliks toeneem, sodat ons waardige getuies vir U kan wees. Amen.